Halleluja. Ja, ek is baie opgewonde om met jou te kom praat vanmôre weer oor ons 7 profetiese tekens en hoe die Here op 'n baie amazing manier basies 'n teken gemaak het om te kom wys wat is sy tye en sy seisoene. En vandag op ons 194ste program gaan ons praat oor die halwe maan. En so ons gaan praat oor ons 7de teken en hier op ons 7de teken gaan ons nou duidelik begin sien wat het hierso gebeur met dit wat die Here eintlik vir ons wil oordra. So kom ons bid gou saam en dan gaan ons kyk na die 7 tekens en dan gaan ons na ons 7de teken kyk vandag wat ek dink nogal 'n amazing teken is om werklik vir ons God se tye en seisoene te begin oopbreek en hoe belangrik God se tydoorlosie is. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie Here vir hierdie nuwe dag. Dankie Here dat U 'n God is wat so konsekwent is, Here. Here, U is die koning van die konings. Here, U het die skepping in U hand, Here. Here, niks gebeur sonder dat U nie daarvan weet nie, selfs sonder dat U, Vader, nie vooruit die tye en seisoene daarvan in detail verstaan het en uitgelê het voordat tyd begin het nie, Vader. Ek bid, Here, daar waar ek deel wat U vir my gewys het, bid ek dat U werklik hierdie boodskap in ons harte sal wakker maak en dat ons sal besef, Here, wat U vir ons wil sê en hoe laat dit op U oorlosie is, in Jesus se naam. Amen. Ja, halleluja, prys die Here. So, as ons vandag kyk na ons maak basies amper klaar met ons reeks oor die 7 tekens, en ons gaan nou kyk gou net vinnig na die 7 tekens om te kyk wat hulle almal saam eintlik vir ons wil probeer sê. En vandag maak ons klaar, of begin ons met die 7de teken, so volgende week sal ons in diepte na die 7de teken kyk, en sodat ons dit wat ons in hierdie program nie kon sien, sal kan mee deelneem. So as ons daar kyk, dan sien ons dat ons eerste teken wat ons gesien het, was hierdie engel wat gereed is om 'n trompet te blaas, of 'n trompet blaas, en ons tweede teken is 'n slee, en hierdie slee wat inkom, is die dorsslee, en dit is ook 'n teken gewees wat verwys het na die verdrukking wat begin, die groot verdrukking. Die Engels daarvoor is 'n tribulation, die tribulum, want dit is die woord vir in Latyns vir 'n slee. En ons derde teken wat ons na gaan kyk het, is 'n wensbeentjie, en die wensbeentjie verwys na God wat sy gees sal uitstort, weer 'n keer op alle vlees, en sy krag in die kerk weer 'n keer sien plaasvind, sodat omdat ons in Christus is, kan ons vra wat ons wil, en dit sal vir ons gegee word in daai plek. Ons 4de teken is 'n amazing teken waar die Here vir gesê het, kom op hierheen, en kom sit saam met my in hemelse plekke, kom regeer saam met my uit hemelse plekke uit. En ons 5de teken is 'n golf wat breek, en hierdie golf het beteken, wanneer die vyand inkom soos 'n golf, sal die Here 'n standaard teen hom oprig. En dis 'n amazing voorloper om ons werklik te help en te verstaan hoe kragtig God se geregtigheid is. En onthou, al die tekens het 7 jaar voor die tyd begin, voordat die Here eintlik vir my kom bring het na die volle openbaring van die implikasie van hierdie tekens. En dan ons 6de teken wat ons die laaste 2 weke gesien het, is 'n bull terrier met 'n 7 op sy rug. En dit verwys na openbaring wat die Here gesê het, dat ons kan die koninkryk van God eintlik nie binne gaan deur homself in te forceer, of deur met ons eie ywer in te kom nie. God het ons geregtigheid gegee, dis waarvoor die 7 staan, sodat ons sonder werke
eenvoudig kan instap in die koninkryk, en sodat hy wat die minste in die koninkryk is, reeds meer sal hê as hulle in die Ou Testament. En so vandag kyk ons na ons 7de teken, en hierdie 7de teken is 'n halwe maan. Nou wat sal 'n halwe maan beteken? So ons 7de teken, wat ek vir ons wil gee hierso, nie die eerste teken nie, die 7de teken, is die halwe maan. En so wat kan 'n halwe maan beteken? Ons gaan vandag bietjie kyk na die groot implikasie wat die maan in God se tye en seisoene het. Ons gaan begin kyk om te verstaan, hoe het God sy tyd bereken? Ons gaan kyk na baie dinge wat eintlik baie Christene nie reg verstaan het in terme van die Joodse kultuur en die Joodse agtergrond, wat die Here vir hulle gegee het, en hoe dit funksioneer om hierdie seisoene en tekens van die Here te verstaan. So die halwe maan dui vir ons 'n presiese tyd aan, in terme van 'n dag waarop die Here hierdie teken vir my gemaak het. En dit wys vir jou hoe spesifiek is die Here wanneer dit kom by sy tye en sy seisoene. Nou as ons mooi hierna kyk, net om vir jou te wys, hierdie teken bestaan eintlik uit 2 tekens uit saam. Jy kan duidelik sien, daar is die engel wat sy trompet blaas, so die engel het sy trompet geblaas, en dit was ons eerste teken, maar hy blaas eintlik sy trompet na die halwe maan toe. So hy wys sy trompet na die halwe maan toe. En ek is eintlik besig om 'n boek te skryf, en die boek se naam sal wees Op middernag, Engels At Midnight, en dan gaan jy hierdie kombinasie tussen die maan en die engel wat sy trompet blaas, werklik verstaan. So, kom ons begin 'n bietjie dieper te kyk vandag na wat die implikasie is van hierdie amazing tekens wat die Here vir ons gegee het. Nou as ons kyk na Openbaring 2 van vers 17 af tot 20, dis 'n profesie wat uit Joël uitgekom het. En in die boek van Joël het God basies vir die profeet Joël kom sê dat hy wil sy gees uitstort op alle vlees. En so omdat hy sy gees wil uitstort, wil die Here eintlik hê dat ons onsself moet gereed maak. Ek net gou gaan al my beerings reg kry, daar is hy. So, as ons nou kyk daar, so Joël het vir ons gesê, volgens Handelinge 2, en dit sal gebeur in die laaste dae, verklaar God, dat ek van my gees oor die hele mensdom sal uitstort, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en vertel van die goddelike raadgewings, en julle jong manne sal gesigte sien, goddelike verskynings, en julle ou manne sal drome droom, ja, en oor my diensknegte en op my diensmaagde sal ek in die dae my gees uitstort, en hulle sal profeteer, en vertel van die goddelike raadgewings, en voorspel toekomstige gebeure, wat veral met betrekking tot God se koninkryk betrekking het. En ek sal wonders aan die hemel daarbo doen, en tekens op die aarde onder, bloed en vuur en rook damp. En die son sal verander word in duisternis, en die maan in bloed, voordat die duidelike dag van die Here kom, die groot en die merkwaardige en opvallende en die bekende dag van die Here. Halleluja. So is 'n baie bekende vers, wat ons uit die boek van Joël uitkry, wat Petrus aangehaal het op die dag van Pinkster. En hy sê vir ons op die dag van Pinkster, dat God het geprofeteer deur die profeet Joël, dat hy sou sy gees uitstort op alle vlees. Maar ek glo hierdie profesie is ver dieper as 'n eenmalige vervulling van hierdie profesie. En as jy baie mooi gaan kyk in die einde van hierdie profesie, sê hy, dat die Here sê, dis die groot en merkwaardige dag van die Here. So dit lyk asof hy praat van 2 dae, hy praat van 'n groot dag en 'n merkwaardige dag. Die ander vertaling sê, the great and the terrible in die Engels, die groot en die oorweldigende,
of die verskriklike dag van die Here. So dit lyk of wat 2 dae is. En ek het in die verlede al daaroor gepraat, en ek sal weer in diepte daaroor begin praat, as ons weer kyk na die profetiese verstaan van die eindtye. Maar as 'n profeet in die toekoms inkyk, dan kyk hy deur tyd, en hy sien pieke in die gees. En so hy sien omstandighede wat met mekaar verbind is, wat in verskillende tye is. En so wanneer die profeet sê, God gaan die groot en deurligtige dag, op daai dag sal hy sy gees uitstort, dan praat hy eintlik van 'n dag waarop hy sy gees uit sal stort, en 'n ander dag in die toekoms waar hy weer sy gees sal uitstort. En dis waarom die profeet eintlik dwars deur tyd kyk, deur hierdie pieke, en dis amazing om dit te besef. So, die profeet sê, dag en 'n dag kom waar die Here gaan sy gees uitstort op alle vlees, en sy seuns en dogters sal profeteer, en hulle sal dinge vertel van die toekomstige. Hulle sal vir ons vertel van die toekoms. En dan sê hy, it's amazing. En hy sê, en ek sal wonders aan die hemel daarbo doen, en tekens op die aarde onder, bloed en vuur en rookdamp, en die son sal verander word in duisternis, en die maan in bloed, voordat die duidelike dag van die Here kom. So, hier sien ons duidelik hoe die Here praat met ons oor sy tekens en sy seisoene, waar hy sê, die maan gaan donker of bloed word, en die son gaan donker word. Nou, hierdie verskynsels kan net plaasvind wanneer 'n sonsverduistering of 'n maansverduistering plaasvind. Wanneer daar 'n solar eclipse of 'n lunar eclipse plaasgevind het. So die Here verwys na baie spesifieke datums in sy profeseë. So ons kan actually terugkyk, ons gaan nou vandag 'n bietjie kyk na hoe amazing spesifiek die Here is, wanneer dit kom by hoe hy sy tye en sy seisoene alreeds in die verlede gemerk het, en ek glo, in 2014, toe hierdie teken verskyn het, het die Here weer eens sy tye en seisoene gemerk. En dit is eintlik amazing, om net te begin besef, wat die implikasie is van dit wat die Here hier vir ons wil sê. Nou as ons teruggaan, kom ons kyk 'n bietjie na geskiedenis, en ons gaan na Genesis 1 van vers 3 af. Gaan ons kyk na hierdie tye en seisoene van die Here. En dat iets gebeur, en ek nie van vers 3 af, is dit nou vers 3, nie vir 3 nie, maar 13. En hierso in Genesis sê dit, en God het gesê, laat 'n lig wees aan die uitspansel van die hemel, om die dag en die nag te skei, en laat dit as tekens wees van God se voorsienigheid, om seisoene en dae en jare te merk. Nou dis 'n baie interessante skrif wat in Genesis staan, maar as jy dieper gaan kyk in die Hebreëus, gaan jy sien hierdie woorde wat sê, nou as ek en jy dit lees, en ons lees dit in my Bybel, dat God het ons seisoene gegee. En dan dink ons dis basies, sê maar, lente, somer, herfs en winter. En ons dink dis die 4 seisoene. Maar as jy werklik dieper in die Hebreëus gaan kyk, sal jy sien dit verwys na baie meer as net seisoene. Dit verwys na die Afrikaans wat ek direk hier vertaal het, van die Amplified, sê dat hy sal sy jare merk. So dis amper die Engels sê, dis 'n appointed time, dis 'n aangewyste tyd. Die Hebreëus vir hierdie woord hier is 'n moadim. En dis 'n ontsettende amazing woord, want dit beteken die 'n festival. Dit is amper soos 'n fees. Dit beteken letterlik fees. En so God het sy feeste, wat ons gaan sien volgende week as ons in detail daarna kyk, het hy gemerk en hy het dit aangedui deur ligte in die hemel te sit. Die son, maan en sterre. So dit wil sê, die son en die maan en die sterre is gesinkroniseer met God se tye en seisoene. En dit is amazing. Dis amper iets wat weggeraak het, wat baie mense nie van weet nie. En as ons werklik begin verstaan
hoe amazing God se tye en seisoene is, dan sal ons weet. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Jesus Christus is dag en datum, is hy op Pasga, is hy gekruisig. En duisende jare voor die tyd, gaan ons nou volgende week kyk, was dit geprofeteer gewees, dat hy op Pasga sou doodgaan, dat hy die paaslam sou wees vir die wêreld. En dis amazing om te besef, dat God se tye en seisoene so perfek is, dat Jesus Christus het al reeds 4 van die feeste, het hy perfek, dag en datum het hy vervul. So, volgende week as ons dieper na die feeste kyk, gaan ek vir jou wys, wat se feeste is nog oor, en hoe hierdie feeste eintlik na ons toekomstige vervulling van profesie verwys. In die boek van Exodus 12 vers 1 en 2 is daar iets amazing wat gebeur het, waar God vir Moses vertel, en hy sê vir Moses, jy moet vir die mense gaan sê, dit is 'n feestyd. 'n Feestyd gaan nou begin. Nou hoe hierdie feestyd werk, ek het net vir jou 'n seker maand daar gewys, en hy sê, kyk wat sê die Here. Die Here sê vir Moses en vir Aaron in Egipte land, hierdie maand sal vir julle die begin van die maande wees, die eerste maand van die jaar vir julle. So, wat amazing was, is dat vir 'n hele paar duisend jaar, lyk dit asof hulle amper nie meer hulle tye verstaan het nie. En die Jode het 'n gebruik, hulle glo dat die skepping het basies begin op, hulle noem dit Tishri 1, op Rosh Hashanah, en dit is hulle eerste dag van hulle jaar. Die woord Rosh beteken die hoë dag. Maar God kom op hierdie dag na Moses en Aaron toe, en hy sê vir hulle, Moses en Aaron, hierdie dag, in hierdie maand, sal vir julle die begin van julle jaar wees. Dit sal die eerste dag van julle jaar wees. Nou, dit is baie interessant hoe dit gaan werk, en ons gaan in baie diepte volgende week daarna kyk, maar God bepaal toe 'n spesifieke tyd, en hy sê, daai dag is die eerste dag van julle jaar. En daarvanaf begin die Here te tel, en hy begin om uit te tel na die vervulling van die feeste toe. Nou kom sê ek dit vir jou, want God se manier van om tyd te bereken is gebaseer op die maan. En dis hoekom die seker maand daar vir jou lê. So die Joodse feeste en ook die Joodse maande, kom ons praat eers van die Joodse maande, val eintlik van seker maand, van 'n nuwe maan af tot by 'n nuwe maan. As ons in Genesis gaan lees, dan lees ons iets baie interessants. Ons lees wanneer die Here die aarde skep, en wanneer hy lig skep, dan sê hy, en dit was aand en dit was môre gewees. So, wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat die Here begin nie tel soos ons in die westerse kultuur, en dit was oggend en dit was aand gewees nie. Hy begin en hy sê, dit was aand en dit was môre gewees. So, God begin wanneer die son ondergaan, en die sekelmaan sy verskyning maak. Dis wanneer die dag begin. En so as 'n sekelmaan verskyn, dan is dit die begin van die dag, op die oomblik wanneer die son ondergaan, wanneer dit aand word. So God tel van aand af tot aand om een dag te tel. Ons gaan 'n bietjie in die toekoms kyk na die kruisiging, en dan gaan jy sien hoe die kruisiging presies 3,5 dae was. En nie 1,5 dae, soos wat ons deesdae baie keer vier nie. So, God doen iets baie spesifiek met Moses, en hy kom en hy herstel hierdie datum, hy kom en hy herstel, hulle verstaan van waar die tye en seisoene nou gaan val. En hy sê, hierdie dag is vir julle nou die eerste dag van julle maand. Dit was baie belangrik geweest om te verstaan, want nou gaan God begin om deur die maand te gebruik, gaan hy begin om sy seisoene vir Moses hulle uiteen te stel. So wanneer ons na die maan kyk, dan sien ons
Hierso in Psalm 81 vers 3 en 4 sê hy, blaas die basuin by die nuwe maan, by die volmaan en op die feesdag. Want dit is 'n insetting vir Israel, 'n verordening van die God van Jakob. So God sê, en hier skryf die psalmskrywer en hy herinner die Israeliete en hy sê vir hulle, daar moet iets gebeur op verskillende tye. En is amazing wat hy sê blaas die basuin. Nou ek het sal miskien volgende week vir julle my shofar wys, en dit is om 'n trompet te blaas. Nou in die ou tyd het hulle nie net trompette soos ons gehad het nie, hulle het ramshorings gehad en hulle het die ramshoring geblaas op 'n baie spesifieke dag. En hy sê blaas die basuin, blaas die trompet en blaas hom op die nuwe maan, blaas hom op die volmaan en blaas hom op feesdae. Wanneer ons na feesdae kyk, sal jy sien, hierdie feesdae was so belangrik vir God dat hy hulle Sabbatdae gemaak het en daar was 'n basuin geblaas op hierdie dae. En dit is 'n insetting vir Israel wat hy sê 'n verordening wat van God afgekom het en wat nie verander kan word nie. As jy nou kyk na hierdie onderste prentjie van die maan wat uiteengesit is, dan sien ons die maan begin by 'n donker maan en dan het ons die sekelmaan en dan begin die sekelmaan al groter en groter te groei tot hy 'n halwe maan is en dan groei hy tot by die volmaan en dan begin hy weer afgaan van volmaan af terug na 'n basies 'n kwynende halfmaan toe totdat hy weer 'n sekelmaan vorm wat verdwyn tot hy weer 'n donker maan is. En dit is basies die maansiklusse waardeur ons gaan. So as westerse mense kyk ons nie altyd na die maansiklusse nie. Ons besef nie altyd dat God na hierdie maansiklusse kyk en dat dit in Israel ontsettende belangrike tydaanduiding was. Nou, die teken wat die Here aan my gegee het, was, daar toe kom in die hoekie nou gaan insit, was die halwe maan. Dis die halwe maan. En so die halwe maan pas spesifiek op 'n spesifieke plek in, sodat ons kan weet waar in tyd ons is. So God het spesifiek op die dag wat die teken verskyn het, het hy op die dag van die halwe maan, het hierdie teken verskyn. Nou, jy sal sê maar, hoekom is dit so verskriklik belangrik? Kom ons kyk 'n bietjie net nog bietjie dieper na die maan. So dit vat basies, as ons kyk na ons maande, wanneer ek en jy in ons Gregorian, of kalender wat ons basies, wanneer ons tyd tel, dan tel ons 30 dae van 'n sekere tyd af waar ons bepaal het, dit is nou die eerste dag van ons maand. Maar God se kalender tel van die begin van 'n sekelmaand tot by die nuwe sekelmaand. En dit is 'n bietjie korter as wat ons eie maande se lengte is. So 'n Joodse maand se lengte is omtrent so 29.4. En dit kan wissel afhangende van die kalender se tyd. En so dis baie belangrik om te besef dat God op 'n heeltemal ander manier tel hy die siklusse. Nou wat dit veroorsaak, sodra as wat jy 'n 29.4 dae in jou kalender het, begin daar iets baie interessants te gebeur met die Joodse jaar. So die Joodse jare word nou getel ook anderste as wat ons kalenderjaar getel word. Ons het 'n 365 dae kalender, terwyl hulle 'n 360 dae kalender het. Nou dit veroorsaak dat hulle dae verloor op ons kalender. Ons gaan nou kyk, ek wil vir jou 'n paar bewyse gee, Bybels gewys, van hoe dit actually in die skrif gebeur het, en hoe die Here hierdie 3,5 jaar anders te tel, sê maar as ons 3,5 jaar. As jy gaan kyk na, ek het hom nou nie hier nie, maar dit is in Daniël 12, dan praat dit hierso van 'n siklus, 'n baie interessante siklus, waar hy sê, en daar sal 1290
dae wees, en in 'n ander plek in Openbaring praat hy van 'n 1260 dae tydperk vir 'n 3,5 jaar siklus. Nou hoe kom ons by so 'n getal uit? Wat ons belangrik is vir ons om te verstaan is, as jy 360 maal 3,5 vat, dan kry jy 1260 dae. Dit is nie hoe ons kalender getel word nie. Ons kalender, as jy 30 maal 12 maande tel, is dit 'n 365 dae, en 3,5 jaar sal amper 30 dae ekstra wees bo-op daai hoeveelheid dae. En dit het 'n groot implikasie. Dit het 'n baie groot implikasie as ons begin besef dat die Jode eintlik 5 dae op 'n jaar verloor, sodat hulle eintlik op die ou ende, en ons gaan daarna kyk, dit het ontsettend 'n groot profetiese impak, verloor hulle 30 dae op hulle jaar. En elke kort, kom ons sê plus minus elke 6 jaar, moet hulle 'n maand bytel om hulle jaar weer basies te herstel terug na die regte kalender toe. En dit word waar ons 'n skrikkeldag het in ons jaar, elke 4de jaar, om daai kwart, daai 29, want ons eintlik nie besef nie, as westerse mense, ons kalender het eintlik nie 365 dae nie. Ons kalender het eintlik 364 en 'n kwart dae. Dit wil sê, ons het eintlik al reeds 'n kwart dag ekstra bygetel vir 4 jaar. Nou moet ons 1 dag aftrek, sodat ons daai skrikkeljaar kan korter maak, om weer te kan opmaak of afmaak vir dit wat ons te veel bygetel het. En so die Jode tel 'n maand by, ons trek 1 dag af elke 4 jaar. En dit word 'n skrikkelmaand in die Joodse kalender genoem. OK. Dit is baie amazing om dit te begin besef. Maar wat vir my so amazing was, en wat vir my so amazing van die Here is dat hy so ontsettend konsekwent is met sy tye en sy seisoene. En ek wil net vir julle nog een ander vers lees om vir julle te wys hoe belangrik is die maan vir die Here. In Psalm 89 van vers 35 sê hy hierso: En eenmaal vir altyd het ek gesweer by my heiligheid, wat nie geskend kan word nie. Ek sal nie vir Dawid lieg nie, sy nageslag sal vir ewig bestaan, en sy troon sal voortduur soos die son voor my aangesig. En dit sal vir ewig vasstaan soos die maan, die getroue getuie in die hemel. Sela, halleluja. So, kyk wat sê God. Die maan is 'n getroue getuie in die hemel. En hier maak die Here die maan 'n getuie. En hy sê, hy is so getrou, dat net soos wat God getrou is aan sy belofte aan Dawid, dat hy 'n koning sal hê op sy troon, totdat Jesus terugkom, net so is God getrou, dat die maan sal 'n getuie wees, al die pad tot Jesus Christus weer terugkom. Halleluja. En dit is wat vir my verskriklik amazing word, wanneer ons sien hoe God sy tye en seisoene deur die maan vir ons wil oopsluit. So, net om so 'n bietjie vinnig vir julle net deur te hardloop, wat nou gebeur is, wanneer ons die eerste dag van die jaar, die Joodse kalender vasgestel het, dan kan ons nou daarvan af begin om te tel. Nou, ons het net nou gesien, ons net geweek kyk daarna, waar God vir hulle sê, vir Moses en vir Aaron, en hy sê vir hulle, hierdie dag gaan die eerste dag van julle jaar wees. So, hoekom het God dit vir hulle gesê? Wat was die rede daarvoor gewees? Die rede was, God was besig om sy tyd vas te maak. Want duisende jare daarna, sou God dag en datum presies hierdie vervulling van alles wat hy beloof het, vervul deur sy tye en sy seisoene. Nou as ons kyk na Levitikus, gaan nou kyk na Levitikus 23 van vers 1 en 2 af.
En hy sê, en die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die vaste feesttye of die bepaalde tye van die Here, wat julle as heilige samekomste moet uitroep, naamlik sy feeste is dit. So, God kom en hy gee aan Israel sy feeste. En jy gaan nou begin sien, hoekom is die feeste en die maan so ontsettend belangrik. Want kom ons kyk nou na die eerste ding wat hy vir hulle sê, in Levitikus 23 vers 3 sê hy, 6 dae moet julle werk verrig, maar op die 7de dag is die Sabbat van rus. 'n Heilige samekoms of 'n samekoms op 'n dagvaarding. Julle mag op die dag geen werk doen nie, dit is die Sabbat van die Here in al julle wonings. Nou daar sê die Here vir hulle van die Sabbat, en hy vertel hulle om die Sabbat te hou. En hy begin nou om 'n 7 dag tydperk uiteen te sit, van Sabbat tot Sabbat. Dis verskriklik belangrik om dit te besef. As ons dit besef, dan besef ons dat die Here sy tye en seisoene uiteengesit het. Om dit nie te veel uit te rek nie vandag, gaan ek nie in diepte ingaan in die feeste in nie. Ek gaan nie vir jou in detail al die feeste verduidelik nie. Maar ek wil vir jou verduidelik hoe belangrik is God se sewes. Ons het gesien laas week dat die Here die 7 op die boelterrier se rug gehad het. En indirek verwys die 7 ook na die herstel van God se tye en seisoene. En ons is nou besig om te kyk na hoe God in Moses se tyd sy tye en seisoene herstel het, en ek glo hy is besig om weer eens sy tye en seisoene te herstel in hierdie laaste dae. Ek glo dat hy dit wat hy gedoen het, toe hy vir my die teken gewys het, het hy vir my iets kom sê om die basuin te blaas, want dit is amper tyd. Nou, wat was amper tyd gewees? As ons weer kyk na hierdie prentjie van ons, dan kyk ons en ons sien dat die engel het sy trompet geblaas na die halwe maand toe. En wat vir my so amazing was, die dag waarop hierdie teken aan my verskyn het, was op 'n baie spesifieke dag. Dit was 7 dae voordat daar 'n sonsverduisterings, nee, 'n bloedmaan sou wees. 'n bloedmaan sou wees in die lug. Nou, ek het 'n boek gelees daarna. Ek dink nie dit was voor die tyd nie, dit was daarna, of ek kan nie onthou nie, maar ek het van hierdie boek geweet wat Mark Bultz, hy is in Amerika en hy is 'n Amerikaanse Jood wat begin navorsing doen het oor die Joodse feeste, en hy het 'n ontsettend amazing ontdekking gemaak. En die ontdekking wat hy gemaak het, was so kontroversieel geweest, en ek het sy boek gaan lees na die tyd, en die ontdekking is amazing. Wat hy basies ontdek het was, hy het ontdek dat God het sy tye en seisoene gemerk in die hemel met bloedmaane. So ons het nou gesien, reg in die begin dat die Here sê, dat ek gaan my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en dogters sal profeteer, en hulle sal drome droom en visioene sien, en dan sê hy, en ek sal tekens in die hemel gee, en tekens op die aarde, en hy sê die son sal donker word, en die maan sal bloed word. So, baie spesifiek sê die Here vir ons, dat wanneer die maan bloed word, dan is dit 'n baie spesifieke tyd. En hierdie man het navorsing gedoen, en hy het toe iets ontdek wat hulle noem 'n tetraad. Nou, ek weet nie wat in Afrikaans is nie. 'n tetraad is basies wanneer daar 4 bloedmaane val in 2 jaar, en die 4 bloedmaane val perfek op die feeste van Israel. Hulle val perfek op hierdie feesdae, wat ons volgende week nou sal kyk, en hy gaan kyk deur geskiedenis in die laaste 2000 jaar, en hy het 'n ontdekking gemaak, dat vir 'n tydperk van 600 jaar, van ek dink, ja, die laaste 600 jaar, het hy agtergekom, dat daar 3 tetraads was, wat plaasgevind het, op ontsettende belangrike Joodse tye, en dinge wat in Israel gebeur het. Nou die eerste een wat hy ontdek het, was
op die tydperk wat hulle noem die Spaanse Inquisisie. Nou die Spaanse Inquisisie is Israel, is Jode basies gevang gewees en Jode is voor die guillotine gebring en hulle is onthoof, mense is doodgemaak. Die Spaanse Inquisisie was ontsettende intensiteit. En hierdie tetraad het plaasgevind op 4 verskillende dae op die Joodse feeste. Ek gaan dit so vinnig vir julle net lees. Op 2 April 1493 op Pascha het 'n bloedmaan verskyn. Op 25 September 1493 op die volgende fees, hulle noem dit Sukkot, het daar weer 'n bloedmaan verskyn. Die volgende jaar op 2 Maart 1494 weer op Pascha was daar bloedmaan en op 15 September 1494 weer op Sukkot was daar weer 'n bloedmaan. So basies was daar 4 bloedmaane gewees in 2 jaar wat perfek op die feeste geval het. Maar dit was in 1492 wat die Spaanse Inquisisie plaasgevind het. Toe ontdek hy nog 'n bloedmaan en dit is ontsettend amazing wat hy ontdek het, behalwe dat hy 'n bloedmaan ontdek het wat plaasgevind het op die dag wat Israel 'n staat geword het, ontdek hy 'n tetraad wat direk na Israel 'n staat geword het, weer 'n keer oor 2 jaar geval het. En die datums is soos volg. So op 13 April 1949 op Pascha het hy weer eens 'n bloedmaan was daar weer bloedmaan gewees. Weer op 7 Oktober 1949 op Sukkot was daar 'n bloedmaan gewees. Op 2 April 1950 die jaar daarna op Pascha was daar 'n bloedmaan gewees en op 26 September 1950 op die fees van Sukkot, 'n Joodse fees, was daar weer 'n keer 'n bloedmaan. En waarom is hierdie tetraad so verskriklik belangrik? Wel, wat maak Bills basies ontdek het was, wanneer dit baie belangrike tye in God se tekens en seisoene was, sy tye en seisoene was, het hierdie bloedmaane verskyn. En hierdie jaar 1949, 1950 het 1 jaar verskyn na dat Israel 'n staat geword het in 1948. En dit is 'n baie belangrike datum gewees vir Israel, wat geprofeteer was, wat basies deur die profeet Jesaja gesien was, en hy skryf die volgende, en hy sê, voordat Sion baar, het sy geboorte gegee, en voordat haar pyn oor haar gekom het, het sy van 'n manlike kind verlos geword, of sy het 'n manlike kind gebaar. En wie het al van so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Sal 'n land op 1 dag gebore word, of sal 'n nasie in 'n oomblik voortgebring word? So, die profeet Jesaja het hierdie amazing profesie, wat hy 'n vraag, en hy sê dat Sion, wat nou Israel is, gaan 'n kind baar, en hy gaan geboorte gee. En hy vra die vraag, hy sê, sal 'n land op 1 dag gebore word? Sal 'n land in 1 dag gebore word? En wat so amazing is van die geskiedenis van Israel, in 1948 het hulle skielik 'n afkondiging gemaak, en hulle het gesê dat Israel gaan nou verklaar word as 'n staat. En dit was oornag wat dit basies plaasgevind het, en oornag het Israel 'n staat geword, en God doen 'n wonderwerk, en hy vervul hierdie profesie, en die jaar daarna kom hierdie bloedmaan wat verskyn, hierdie 4 bloedmaane, die tetraad van 4 bloedmaane, en het wys dat God merk sy tye en seisoene. Daar is party mense wat reken dat 1948 het hulle nie 'n staat volkome geword in terme van die aanvaarding in die Verenigde Volke nie, maar eers in die jaar daarna, in 1949, was hulle eintlik eers aanvaar gewees op 10 Maart 1949. So, ons wil actually gaan kyk, daar is nog een ander bloedmaan wat Mark Bills ontdek het, en hierdie bloedmaan is 'n bloedmaan wat verskyn het in 1967.
Nou wat het in 1967 gebeur? Op 24 April 1967 op Pasga verskyn daar 'n bloedmaan. Op 18 Oktober 1967 weer 'n keer op Sukkot verskyn daar nog 'n bloedmaan. Op 13 April 1968 op Pasga weer 'n bloedmaan en op 6 Oktober 1968 op Sukkot verskyn daar weer 'n bloedmaan. So God merk nog 'n baie belangrike tyd in Israel se geskiedenis. En wat het in 1967 gebeur? Dit was die 6-dag oorlog. En in die 6-dag oorlog vind dit plaas, so vir 20 jaar lank was Jerusalem nog nie deel gewees van Israel as 'n staat nie. En op die 6-dag oorlog word Jerusalem binnengevat en die ou Jerusalem keer terug. Kry ek hoendervleis, dankie Here. Op daai dag word Jerusalem deel van Israel. En op hierdie dag, op hierdie feeste in hierdie jaar, verskyn hierdie feeste, hierdie bloedmaan op die feeste, omdat God aandui dat nog iets baie profeties het plaasgevind in die geskiedenis van Israel. Maar nou gaan jy verbaas wees, as ek nou vir jou sê, waarom hierdie halwe maan verskyn het aan my. Nou, wat vir my so amazing was, is dat die dag waarop die halwe maan verskyn het aan my, op daardie dag, was basies die dag waarop die engel die trompet kom blaas het. En hierdie engel blaas hierdie trompet op die 8ste April 2014. En dit is presies 7 dae voordat hierdie volgende tetraad wat sou plaasvind in die 600 jaar wat Mark Bots gekyk het na tetraad. So sal nie weer 'n tetraad wees van hierdie tipe in die volgende tot die jaar 2100 nie. So dit wys vir ons, is 'n ontsettende profetiese datum wat God weer eens merk, net soos hy 1948 gemerk het, net soos wat hy 1967 gemerk het, merk hy hierdie datum vir 'n baie spesifieke rede. En 7 dae voor hierdie eerste bloedmaan van die tetraad sou verskyn hierdie teken en hierdie groep tekens aan my, van die Here wil iets vir ons as sy kerk sê. Die Here wil vir ons sê, ons moet gereed maak. Ons moet gereed maak, want die tyd is min. Dan word die trompet geblaas, en die trompet, sal ons bietjie meer in detail kyk, word geblaas om ons te waarsku. Hy sê, blaas die bassein op die nuwe maan en op die volmaan. En basies sê die engel, maak gereed, die trompet gaan blaas. En hy blaas na die halwe maan toe. Nou, die halwe maan wat plaasgevind het, is presies 7 dae voordat die eerste bloedmaan van die tetraad plaasvind. Ek glo God wil sy kerk wakker maak. Ek glo God wil sy kerk op 'n bonatuurlike manier wil hulle kry om te besef, waar is ons in tyd? Dit is amper asof God sy horlosie oopmaak en hy sê, kyk hoe laat is dit. En ek wil hê julle moet weet, kyk hoe laat is dit, want die tyd is besig om uit te loop. Inteendeel, ek gaan vir julle bewys dat middernag het eintlik reeds begin. En die Bybel sê op middernag het 'n roepstem uitgegaan en gesê, maak julle gereed, want die bruidegom is op pad. En ek glo, dit is wat die teken beteken het van hierdie teken van die engel wat sê, maak julle gereed. So as ons net weer kyk na hierdie 4 bloedmaane, dis hoe 'n tetraad lyk. Basies het ons gewoonlik in hierdie tetraad jaar, het ons 2 bloedmaane in die jaar, daar sê ons hulle die 15de April 2014, 7 dae voor die tyd het die teken wat die Here my gegee het verskyn, was die eerste bloedmaan, en toe wat is die volgende ene, die 10de, hulle sê hierso die 10de Augustus, ek dink as ek my nou reg verstaan, het hulle die ander ene, 'n ander datum gegee,
dis die, wat ek nou gesê, die 9de Oktober 2014, het die ander ene verskyn, en toe die 4de April 2015, wat my ook baie goed opgeval het, as jy terugdink, wat ek vir julle gesê het oor my seun, wat gebore is op 4 April, hoe belangrik hierdie 4 April net hier so insluit, maar ons sal 'n bietjie meer in detail kyk na die profetiese roeping wat die Here op my en my kinders se lewens het vir voorbereiding vir die eindtye op 'n profetiese manier. Halleluja. So God wil ons regtig kom wakker maak. 'n Trompet word geblaas om ons wakker te maak. 'n Trompet word vir ons gegee sodat ons nie onverwags gevang sal word nie. Sodat ons kan weet, God is 'n God van liefde. Hy's 'n God wat ons wil voorberei voor die tyd. En God kom, dis my mening, 7 jaar voor die tyd. Dit was 7 jaar voordat COVID gebeur het, 7 jaar voor die tyd kom hy en hy waarsku ons 7 dae voor die eerste bloedmaan en hy sê, maak gereed. Die trompet gaan blaas. En ek wil vandag vir jou met baie erns kom sê, ek dink nie die Here is besig om te speel nie. Ek dink nie die tekens wat ek vir jou gee is om net af te maak as niks nie. En sê, ag weet jy wat, Hendrik het bietjie te veel imagination en hy sien dinge in die wolke wat werklik eintlik nie waar is nie. Die kanse vir hierdie dinge om plaas te gevind het op hierdie manier is absoluut nul en is bonatuurlik. En ek glo dat jy gaan sien dat die Here is besig om te probeer om met ons te praat. Hy is besig om ons te probeer wakker maak. En ek wil vir jou bid dat jy regtig die erns sal begin insien van waar ons sal trek. Ons trek nou al amper alweer van 2020 af, trek ons al 5 jaar na daai punt. Ons is al amper weer nog 7 jaar later. En ek glo ons het nog so 'n 2 jaar tydperk oor in hierdie volgende 7 jaar om voor te berei vir die grootste uitstorting van God se Gees wat ons nog ooit gesien het. En onthou waarmee ons begin in die vers wat gesê het, ek sal my Gees uitstort op alle vlees. En die son sal donker word en die maan sal bloed word. En ek dink die Here wil vir ons kom gereed maak vir hierdie uitstorting van sy Gees. Voor die groot en deurligtige dag van die Here kom. Voor die vreeslike dag van die Here kom. Halleluja. So God is 'n genadige God en ek wil vir jou bid vandag. Ek wil bid dat die Here met jou sal praat. Ek wil bid dat die Here jou sal aanraak. Ek voel die salwing van die Here, ek voel die teenwoordigheid van die Here sterk en ek voel die Here wil ons kom vat na 'n plek toe waar ons erns met hom gaan maak om regtig te besef dat ons moet die tyd wat ons nog het, moet ons gebruik. En so interessant, ek het julle gewys dat hierdie vrou, hierdie engel, staan, die prentjie was bokant die maagde gewees. En sy wil vir ons kom sê, maak gereed, voordat Jesus terugkom. En so die Here wil vir jou sê, hy roep jou, wees wys, moenie 'n dwaase maagd wees wat nie olie in jou lamp het nie. Maak seker dat jy olie in jou lamp het. En ek glo dis 'n profetiese waarskuwing wat die Here ons wil kom wakker maak en sê daar's nog baie min tyd oor. Gaan koop nou vir jou olie terwyl daar nog tyd is. Die Here in sy genade gee vir ons 'n teken, 'n bonatuurlike teken om te sê dit is tyd. Die tyd het uitgehardloop. So ek wil vir jou bid vandag. Dankie Here, dankie Vader vir die liefde wat U vir ons gee. Dankie Here vir profetiese tekens. Dankie vir U tye en seisoene wat so perfek is, Here. Dat U tye perfek gemerk het, Here. Help ons, selfs as westerlinge, as heidene wat nie die tye en seisoene verstaan het nie, Here, om die erns te verstaan van U tye en seisoene. En waar ons lê, Here, en dat U 'n konsekwente God is. En dat U die God is van hemel en aarde, anders sou U nie hierdie tye geweet het nie. En Here, alhoewel ek net 'n normale mens is, het U vir my kom wys, dat hierdie tye is baie belangrik. En ek bid dat mense erns sal maak, om 'n besef te kry, Here, van hoe naby ons is, aan U terugkeer, Here. En selfs
om ons voor te berei vir die grootste uitstorting van u gees nog ooit, Vader. Ek bid Here, help ons om werklik in die gees te luister en in die gees te hoor, sodat ons ingeskakel kan wees, en geharmoniseer kan wees met dit waarmee u nou op hierdie oomblik geestelik met ons besig is, in Jesus se naam. Halleluja. Ja, mag die Here jou seën, kom volg ons op ons YouTube kanaal, as jy meer wil weet en meer wil leer, oor hoe om gereed te wees en olie in jou lamp te hê, kom volg ons op ons YouTube kanaal, Hendrik Witness, op my playlist, ons nuwe playlist met die naam van Revolution Studio, en deel asseblief, deel hierdie program, deel dit met ander mense, dat mense kan besef, hoe belangrik is dit, wat God nou wil doen. En as ek kanslik dit deel met soveel as wat ek kan, en ek vra jou deel met 5 mense, en vra hulle om dit met 5 mense te deel, sodat ons werklik hierdie boodskap kan uitkry. En kom volg ons ook op ons Telegram kanaal, Morning Star Friends, en daar gaan ons jou regtig begin toerus op baie verskillende vlakke, sodat jy ander kan leer, en ons het selfs 'n eindtyd kanaal, wat ons noem Morning Star at Prophecy and End Time Revelation, en daar gee ons profesie uit, wat ons ontvang. Ek het net gister 'n profesie gekry, wat die Here my gegee het van Suid-Afrika, en so, daar is net so baie, wat die Here jou kan kom toerus, om jou te kom leer en gereed te maak. En mag die Here jou seën. Halleluja.